Seniors, kan ons 'n drumroll kry asseblief tog? Die eerste span van die Hoërskool Jim Forshey, die aanvallende Anties. En die tweede span drumroll Hoërskool Sentraal se Sentraal 1. Oorlaas, hier's name, ontmoet asseblief die span van Sentraal, heel eerste spreker Josh Faber. Waai vir hulle Josh. Klap vir hulle hande, gehoor. Dan het ons Christian van Aert, hy sê Christian met 2 A's, A-A-R-D-T. Christian van Aert, waai vir hulle Christian. Hy het onlangs ook 'n spelkompetisie gewen. En dan in die derde spreker, Hanko Silje. Waai vir hulle Hanko. Is hulle reg met die inleidende span? Dit is sentraal. Teen die onderwerp is Jim Forshey, hulle eerste spreker, Lisa Botha. Waai Lisa. Waai Lisa. Daar is hy. Tweede spreker, Jaco Duisel. Wonderlik. En derde spreker, Amonai Verwy. Weer vriende, 5 minute voorbereidingstyd. Ek gaan nou vir julle die onderwerp lees. Na 3 minute 'n groen vlag. Na 4 minute 'n geel vlag. Na 5 minute 'n rooi vlag. Sy gaan nou vir julle in die lug hou, want julle kyk, lyk my nie op as julle besig is om voor te berei nie. Ek sal dalk dit aankondig ook. En kom ons kyk, wat is julle onderwerp? Senior finaal, die onderwerp. Die beskerming van Afrikaanse onderrig is noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuurerfenis. Die beskerming van Afrikaanse onderrig is noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuurerfenis. Het julle hom gekry? Is julle gereed? Het julle hom? Kom ons maak dit seker. Julle sê dan, die beskerming van Afrikaanse onderrig is nie noodsaaklik vir Suid-Afrikaanse kultuurerfenis nie. Beoorlaas het ek dit ook reg verstaan. Wonderlik, julle voorbereidingstyd begin dan nou. Dit is die rooi vlag, vriende. Julle tyd is verstreke. Ons gaan spontaan nou begin. Asseblief voor julle aangaan, kyk net vir die oorlaas wat hulle klaar geskryf het. Hulle gaan vir julle knik as hulle gereed is vir die volgende, en het julle gehoor. Wie begin? Julle. Wonderlik. Go. Dankie sentraal. Geagte voorsitter en opponente. Ek is Josh Faber en ek is die eerste spreker van ons span. My tweede spanmaat is Christian van Aert en laaste, maar nie die minste nie, is Hanko Silje. Ons het die onderwerp gekry dat die beskerming van Afrikaanse onderrig is noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuurerfenis en ons stem 100% daarmee saam. Ek verklaar graag die onderwerp as volg. Bewaring van skool in Afrikaans is noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuur en erfenis. Daarmee gaan ek ons standpunt beredeneer aan die hand van die volgende 3 argumente. Eerstens, Afrikaans is steeds relevant. Tweedens, ons is Afrikaans. En laastens, Afrikaans speel 'n groot rol in ons tradisie en kultuur. Opponente, met dit afgehandel, wil ek graag antisipeer op die manier waarop julle ons gaan probeer teenstaan. Julle gaan probeer sê dat die wêreld voortgaan in Engels, maar opponente, daar is steeds duisende, as dit nie miljoene mense is, wat Afrikaans steeds praat. Opponente, ongelukkig is daar nie slegs 44 mense wat Afrikaans praat, soos Charlies dink nie. Afrikaans is een van ons land se hooftale. Onderrig in Afrikaans is beslis steeds relevant en in my en my spanmaat se opinie noodsaaklik. Ek, my spanmaats, julle en duisende ander leerders verkry onderrig in Afrikaans. So, daarom moet ons moedertaal met trots praat en definitief beskerm. Ek gee oor aan die volgende spanmaat. Vat jou voet en trek verre. Net soos wat hierdie Afrikaanse liedjie sê, moet ons soms besluit wat moet bly en wat moet gly. Dames en here, die vraag wat die onderwerp ons vandag vra,
sal die beskerming van Afrikaanse onderrig so belangrik wees vir Suid-Afrika se kultuurerfenis. Ons as die aanvallende anties en oom is beslis teen hierdie stelling gekant. Ons stem saam met julle ontleding van die onderwerp. Vandag gaan ons julle oortuig met ons 3 argumente. Ek, Lisa Botha, gaan praat oor taalgelykheid. Jaco Duisel sal praat oor diskriminasie en Amoney Verwy sal klem lê oor kulturele gees. Dit bring my by my hoofargument wat die bal in die rol gaan sit. Dames en here, ons is 'n land vol kleur, kultuur, diversiteit. En ja, Afrikaans is groot. Maar opponente sal net die beskerming van Afrikaanse onderrig ons as Suid-Afrika se kultuurerfenis so vorentoe vat en beskerm. En is dit regtig so belangrik? Afrikaans val onder is naas Engels en Zulu die mees gespreeke taal in skole. Hoekom wil ons Afrikaanse onderrig beskerm, wanneer daar 9 ander tale is wat ons beskerming dringend nodig het? Ek sluit af en handig oor aan die volgende spreker. Geagte voorsitter, dames en here. Ek is Christian van Aart, spreker nommer 2 van Sentraal 1. Opponent nommer 1, die onderwerp spesifiseer dat ons oor Afrikaanse onderrig moet praat, nie oor die ander tale nie. My spanmaat Josh het sopas vir julle verduidelik dat Afrikaans nog 'n relevante taal is. En ek versterk ons argument verder met my argument dat ons Afrikaners is. Piet is lief vir biltong, braai en Afrikaans praat. Wat klassifiseer ons hom as? Afrikaner. 'n trotse, rooi vleisvretende Afrikaner. Indien ons nie hierdie taal beskerm nie, wat sal Piet dan wees? 'n vreemde knaap wat 'n onbekende taal praat. Hy is verseker dan net een van daai 44 volgens Charlies. Indien ons nie die onderrig in Afrikaans beskerm nie, ontneem ons hom van sy basiese mensereg om in sy huistaal onderrig te kry. Volgens Marula Media skryf Johan Maree in sy artikel Afrikaans is ons erfenis, dat Afrikaans beskerm moet word, aangesien dit die hoofbousteen is van ons Suid-Afrikaanse erfenis. Ek gee oor aan spreker nommer 3, Hanko Silje, met sy punt dat Afrikaanse onderrig skep tradisie en 'n ryke kultuur. Dankie. Geagte voorsitter, dames en here en ouers. Ek draai nie graag doekies om nie. Wat ek wel draai is die wiel. Weg van 'n diskriminerende en afbreekende bevolking na een van gemeenskapsgevoel en waar elke burger welkom voel in hierdie wonderlike land wat ons Suid-Afrika noem, ongeag van hulle taal. My punt is as volg. Afrikaanse onderrig word streng gestereotipeer. 'n Voorbeeld en bewys hiervan is as volg. Wat dink u sodra ek die volgende skoolname noem? Affies, Grey, Oranje. Onmiddellik kom 'n gedagte in u kop na vore en ek kan geld daarop wet dat dit nie noodwendig die positiewe een is nie. Ja, Afrikaners is passievolle en geesdriftige mense. Dis ons sterkpunt. Maar is ook ons Achilles heel. Afrikaanse trots word meeste keer as negatiewe trots gesien. Daarom is die beskerming van Afrikaanse onderrig nie noodsaaklik om kultuurerfenis te beskerm nie, want die erfenis wat ons wil agterlaat is nie een van ons dink ons is beter nie. Wat is noodsaaklik? Beskerm maniere, beskerm beskaafdheid, beskerm menswees en onderrig van alle tale, ongeag wat jy praat. So spreker 2 van die opponerende span genoem het, Piet. Wat maak Piet Piet? Piet word gemaak deur sy menswees, Piet word gemaak deur sy passie, nie deur sy taal nie. Beskerm dit. Ek gee oor aan die volgende spreker. Beoordelaars, dames en here, opponente. Opponent nommer 2. Jy het die kat heeltemal in die stert beet. Jy sê ons dink aan die negatief as ons dink aan skole soos Grey, Oranje. Ek lê klem op Oranje.
Oranje het hierdie debatskompetisie in Afrikaans wat skole reg oor Suid-Afrika uitnooi om in ons taal te deel te neem. Hulle is inklusief en diskrimineer nie teen ander nie. Ek noem namens die mense van Sanu Plessis wat so braaf was om vandag hier te kom praat. Dan gaan ek aan met my punt. Tradisie en 'n ryke kultuur. Wat is Afrikaans nie as tradisie nie? Ek onthou nog hoe my oupa toe ek jonk is, vir my die stories vertel het van hoe hulle langs die dam broodjies gebak het op stokkies, al die lekker visse gevang het en al die oorlogstories wat hy saamgedra het. Afrikaans is nie net nog 'n taal nie. Dit is ons taal. Soos my spanmaat Christian ook genoem het, wil ons nie mense se mensreg wegvat om hulle moedertaal onderrig te hê. Verder, diskrimineer Afrikaans nie teen ander tale nie, maar is eerder inklusief. Ons wil hê Afrikaans moet 'n landswye taal wees. Nie net 'n taal vir Afrikaners nie. Nie net 'n taal vir die boere nie, maar 'n taal vir almal. 'n Taal waarop almal kan trots wees. 'n Taal waarop almal 'n huis kan vind. Dan gaan ek aan met my punt. 'n Ryke kultuur. Wat is Afrikaans nie as 'n ryke kultuur nie? Byvoorbeeld, die ATKV wat nou al vir amper 100 jaar ons taal en kultuur bewaar, wat instansies bemagtig om geleenthede soos debat, redenaars en selfs skryfkompetisies aan te bied. Hierdie bemagtig ons jeug en gee geleentheid vir die voortgang van ons taal as ook ons menswees. Ek sluit af. My spanmaat Josh het gesê Afrikaans is nog 'n relevante taal en dis hoekom dit noodsaaklik is vir Suid-Afrika se erfenis. My spanmaat Christian gesê ons almal is Afrikaners. Dis hoekom ons skool in ons moedertaal moet ontvang en die tradisie lewendig hou. Ek sluit af deur te sê tradisie en 'n ryke kultuur is alles. Baie dankie. Goeienaand, dames en here. Ek is Amonay Verwy, spreker 3 van die opponerende span. Dit bring my by ons laaste punt. Ek glo meeste van ons het al op die sportveld gestaan, het sy dit vir netbal, cricket of rugby is. Ons almal staan daar met dieselfde entoesiasme vir ons verkose span om te wen. Of jy nou in Afrikaans of in Engels onderrig word, het ons as Afrikaners steeds dieselfde kultuurerfenis. Ek het onlangs die geleentheid gehad om die Springbokke in lewende lywe te sien. En sjoe, skare het my oorweldig. Elke toeskouer het hulle longe uitgeskree vir ons land se rugby trots, ongeag of hulle in Engels of in Afrikaans geonderrig was. Afrikaanse onderrig is beslis nie noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuurerfenis nie. Kom ons begrawe hierdie snert dat jy in Afrikaans moet onderrig word om 'n kultuurerfenis te kan deel. Voorsitter, opponente, dames en here, ek vat saam. Die aanvallende anties staan vandag bankvas agter ons argument. Spreker 1 Lisa Botha het die spyker op die kop geslaan deur te sê dat alhoewel dit goed is om te beskerm, is dit nie noodsaaklik vir kultuurerfenis nie. Spreker 2, Jaco Duisel, was op die kol deur te sê dat dit diskriminasie in die land sal verhoog. En ek, spreker 3, sê dat ons land steeds dieselfde kultuurerfenis sal kan deel. Dames en here, die koel is deur die kerk. Ja, dames en here, groot applous vir hierdie spanne. Ek dink nie ek sal durf my oë vir hulle rol nie. Jy gaan definitief tweede kom. Ons gaan nou oor na die debatsgesprek toe. Gaan dieselfde werk. Na 5 minute gaan 'n groen vlag opgehou word. Na 6 minute 'n geel vlag en na 7 minute 'n rooi vlag. Waarna julle gaan stop. So opponerende span, julle kan vir ons begin. Voor ek met die vraag begin, wil ek net duidelik maak, ons dink nie net negatief nie.
Ek maak net 'n blote observasie. Ja, alles hier is positief. Alles wat ek ervaar het is positief. Dis 'n groot eer om aan Afrikaans deel te neem. Maar wat sê die gehoor? Wat sê die meerderheid? Wat sê die mense van Suid-Afrika? Nie ek nie. Dit wat ek al om braaivleisveer en op sosiale media waargeneem het, is grootendeels negatief. Ek lig net dit uit. My vraag aan julle is as volg. Ja, Afrikaans moet beskerm word. Ons stem albei saam. Is dit noodsaaklik? Dis die vraag. Dink julle nie dat die beskerming van Afrikaans insinieer dat Afrikaans die enigste komponent in ons erfenis is nie? Kan dit ander kulture, ander tale onwelkom laat voel in hierdie land van ons, wat ons as 'n reënboognasie bemark? Opponent, ek sê glad nie dat ander tale of ander kulture nie waardig is nie. Maar vandag fokus ons op Afrikaans, 'n komponent van Suid-Afrika se erfenis, 'n komponent van Suid-Afrika se kultuur wat bedreig word. Opponent, dit is nie 'n kwessie van ons moenie ander tale verdedig nie, maar ons moet Afrikaans verdedig. Dit is 'n kwessie van elke liewe taal verdien om beskerm te word, om vir die volgende generasie gehou te word, sodat elke liewe persoon Suid-Afrika se ryke kultuur, geskiedenis en erfenis kan beleef. Opponent, ek wil net sê, jy het nou gesê Afrikaans word bedreig. Ons het nou die dag Afrikaans se 100ste verjaarsdag gevier, waar ons geleer het hoe Afrikaans van kombuistaal so ver gekom het. Soos ek in my toespraak genoem het, is Afrikaans onder die top 3 mees gespreeke tale in ons hele land. Hoe word dit dan bedreig? Opponent, ek wil jou herinner aan die feit dat hoër tersiêre instansies soos universiteite skaars verdere studies in Afrikaans aanbied. Ja, opponent, want ons het 12 tale. So julle wil hê almal moet nou in Afrikaans 'n hoër onderwysinstelling gaan leer en nie Engels wat die universele taal is van die wêreld nie. So ons moet net Afrikaans voortrek, net in Afrikaans tersiêre instellings se opvoeding aanbied. Opponent, ek kan die vraag vir jou antwoord. Soos ek in my toespraak gesê het, is om onderrig in jou huistaal te kry 'n basiese mensereg. So jy sê nou vir my dat dit nou reg is om dit te ontneem van die mense wat op universiteit in hulle huistaal onderrig wil kry. Opponent, ek dink jy sit die pot 'n bietjie mis. Dis 'n reg om onderrig te kan kry. Om onderrig in jou huistaal te kry is 'n voorreg. En my spanmaat wil net ook hy wil dit bylaat. Opponente, die onderwerp is dat dit noodsaaklik is. So, julle sê nou dat ons heeltemal al die ander tale wegvat, maar ons sê dat dit nie noodsaaklik is nie. So, van ons kant af gaan dit steeds Afrikaans of Engels kan wees. Wat dink julle is kultuurerfenis? Ag julle dit net as Afrikaanse kultuurerfenis of 'n multikulturele kultuurerfenis? Opponent, ek het hierdie vraag reeds beantwoord toe ek gesê het Afrikaans is een van Suid-Afrika se kultuurkomponente. Dit impliseer dat daar baie is. Tog sê ons dat Afrikaans bewaar moet word. Ons het nooit gesê dat ander tale uitgewis of enigstens bedreig moet word om Afrikaans te bewaar nie. Maar deur daardie een spesifieke taal Afrikaans te beskerm, kan ons ander tale afgeskeep laat voel. Ek stem saam, dit is nie die intensie nie. Die intensie is goed. Wat is die neeweffek? Opponent, ek wil dit ook bylas van my spanmaat. Jy het gesê dis is noodsaaklik. Die tema was noodsaaklik vir Suid-Afrika se kultuurerfenis. Dis ons hele land. Dis nie net Afrikaanse kultuurerfenis nie, dis Suid-Afrika se. Opponent, ek wil jou herinner aan Nasionale Braaidag, meer algemeen geken as Erfenisdag, wat ons elke jaar vier, om Afrikaans te vier. So is dit dat ek aan my spanmaat oorgee wat by my wil aansluit. Opponente, dan wil ek vir julle ook graag 'n vraag vra. Opponent nommer 2. So probeer jy vir ons sê dat daar geen negatiewe konnotasies aan Engelse skole is nie. En sjoe, opponent, dit was braaf om ons gasheer sommer so in 'n negatiewe lig te gooi. Volgens my ervaar elke liewe skool maar al probleme, nie waar nie? Ek stem 100% saam met jou. Ek wil dit weer duidelik maak. Ek het nie die lig gegooi nie. Ek het net die kwessie tot die lig gebring. Hoe julle dit waarneem is nie met my te doen nie. Jou vraag, kan jy asseblief jou vraag herhaal? Opponent,
het elke liewe skool nie maar hul probleme nie en spesifiek Engelse skole ook. Ek stem saam, elke skool het hulle probleme. Die probleem wat hierdie onderwerp betref, is deur alle skole het klaar probleme. Deur Afrikaanse skole nou verder te wil beskerm en sê ons beskerm net hierdie Afrikaanse skole. Hoe gaan die ander skole dan voel? Hoe gaan ander kulture en ander talige skole? Ja, maar opponent, jy het gesê dat meestal Afrikaanse skole het negatiewe konnotasies. Nie waar nie? Opponent, ek wil net bylaas, ons hamer nou dat Engelse skole en Afrikaanse skole probleme het, maar steeds kan hulle dieselfde erfenis deel, ongeag van die probleme by die skool, steeds deel hulle van die Suid-Afrikaanse kultuur erfenis. Stem jy nie daarmee saam nie? Opponente, ek het vir julle 'n vraag. Ons het nou gepraat oor die skool Stanford Lake College wat gestig was in 2015 en ons vele skole wat in die laaste paar jaar ook gestig was wat hoofsaaklik in ander tale onderrig bied. Dis wys dit dat Afrikaans nie beskerm word nie aangesien Afrikaans nie as 'n onderrigtaal by daardie skole gebied word nie. Dink julle nie dis belangrik dat ons taal moet beskerm om onderrig in daai vakke te kan kry nie? Nee, ek gee oor. En opponente, kom ons wees eerlik. Afrikaans is nie in die beste plek tans nie. Dit is hoekom ons juis ons Afrikaanse skole en ons Afrikaanse kultuur en erfenis moet beskerm. Ek stem 100% saam met jou. My punt wat ek maak is, dis nie die taal van die onderrig wat belangrik is nie. Afrikaans moet beskerm word, ja, maar die belangrike deel wat noodsaaklik is vir hierdie erfenis, is om dit wat in die onderrig gebeur, daai te beskerm. Nie noodwendig die taal van die onderrig nie. Beskerm die goed wat geleer word, dis wat ons erfenis gaan verseker. Engels, Afrikaans, Sesotho, almal van hulle. En opponente, ek weet bylas by my spanmaat, jy het gesê 'n skool word gebou en dit word nie in Afrikaans opgebied nie. Wie sou dit kon dink, opponente? Dit beteken nie ons word aangeval nie. Dit beteken net ons laat die ander 11 tale in ons land ook 'n kans kry om onderrig te kan gee in hulle huistaal. Dit was die rooi vlag, wil julle dit graag antwoord? Asseblief. Goed. Opponent, dit is nie dat die ander tale ons aanval in hierdie opsig van hulle wat nuwe skole ontwikkel nie. Dit is die feit dat Afrikaans nie die nuwe skole ontwikkel kry nie. Wat dis sê, ons moet ons taal beskerm, ons moet die skole beskerm wat tans in Afrikaans onderrig bied. Dit is noodsaaklik. Opponent, ek verstaan dat dit dalk 'n kwessie is van tale, maar tog is Afrikaans ons moedertaal. Afrikaans is die taal waarin ons onderrig kry. Daarom voel ek, Afrikaans moet vir ons beskermd bly. Ek sê glad nie dat ander tale bedreig moet word of uitgesluit moet word vir hierdie doel nie. Maar ek lê klem daarop. Afrikaans moet 'n voortbestaan hê in ons onderrig vir toekomstige generasies om onsselfde erfenis en kultuur te beleef. Dankie. Wonderlik. Applaus dames en here. Selfde storie. 2 vrae uit die gehoor uit. Weer eens vir die span. Okay, so my vraag is vir Jave. So, ek dink julle spreker en Lisa, jy het gesê dit is net 'n voorreg en nie 'n reg om soos in Afrikaans jou moedertaal onderrig te ontvang nie, maar wat is jou reaksie dan op die Bella-wet wat sedert 24 September maand in plek gestel is juis om elkeen in Suid-Afrika se reg tot moedertaalonderrig soos Afrikaans te beskerm nie? Opponent, ek weet ook klem lê, dit is op die oomblik ongelukkig nog nie sodat almal in ons land in hulle huistaal onderrig kan vind nie, soos hulle ook genoem het met die Engelse hoër onderwysinstellings. Maar ek dink die onderwerp was meer oor hoe Afrikaans se beskerming noodsaaklik is vir die hele Suid-Afrika se kultuurerfenis. En so ek weet nie regtig wat jy vra nie. Ek weet die Bella-wet is ingestel, maar dit is nog steeds nie oor ons van toepassing. Soos alle wette gaan dit 'n ruk vat voordat dit volkome oor ons hele land gevolg gaan word. Dankie Jay, vir ons korte vraag vir sentraal. Tot reg, goeienaand sentraal. My vraag is, alhoewel Afrikaanse onderrig belangrik is en noodsaaklik is, tog word Afrikaans as taal deesdae baie gemeng. Is dit dan nog juis relevant dat die Afrikaanse onderrig nog steeds so belangrik is, alhoewel die jong mense nog steeds Afrikaans dan so baie meng?
Baie dankie. Dit is juis om hierdie rede dat Afrikaans soveel gemeng word met Engels op die oomblik, dat Afrikaans self bewaar moet word. Soos jy nou gesê het, word Afrikaans daagliks meer en meer met Engels gemeng, wat beteken Afrikaans word self afgewater. Dit is 'n bedreiging tot ons taal, ons kultuur en ons erfenis. Dis sê ek, dit is juis belangrik dat in vandag se tyd waar hierdie bedreiging bestaan, Afrikaans meer beskerm moet word as enigsins anders. Baie dankie dames en here. Finale applous vir hierdie twee spanne. Wel gedaan. Ongeag is ons land in 'n goeie hand.